ek het toe daai dag vir die eerste keer wat die altar call gemaak word, toe gaan ek ook vorentoe en ek het die sondagsgebedjie opgesê en ek onthou nog toe ek saam met my pa huis gestap het, ek myself gesê, joh, ek wil soos daai ou kan preek eendag. Ek dink ek gaan preek. En ek het dadelik sommer op die laerskool, dis hoekom almal wat my ken, het altyd maar gesê dat ek is bekeer gebore. Want van die ouens wat my geken op laerskool, toe begin ek te preek. Romeine 6 waar Paulus sê, so sal ons meer sondig omdat ons genade het? Sê sekerlik nie. Daai stelling kan ek nie toepas in die charismatic world nie, want ek het groot geraak het. Want sonde was baie kere blatant en jy sus jou met dit as is so bad because die krag val. Want as praat van die krag val, praat ons, die emotional hype gebeur nog steeds. Die mense is nog steeds, hulle huil nog steeds, hulle val nog steeds in die gees, hulle kom nog steeds, as jy jou hand op lê, hulle val nog, as allerlei klomp iets gebeur nog steeds, al het jy 'n immoral life, daai gebeur nog steeds, so dit kan nie die Heilige Gees wees nie. En as jy dit lank genoeg doen, dan besef jy, hey, dien ek hier. En dis wat my gebeur het. So wat my gebeur het is, wanneer ek huis toe gaan van so 'n ding af, dan was ek het sleg gevoel. Die krag van die woord is in jou mond, jou tong het daai krag. En jy spreek lewe. En jy spreek lewe, jy kan lewe in 'n situasie spreek, jy kan die atmosfeer verander. En die gedagte kom by my, en dis die Heilige Gees, miskien verkondig jy verkeerde evangelie, of nie die regte evangelie nie. Want die evangelie is aan 'n krag van God tot redding, vir die wat glo. Daar's niks krag nie. En ek speel met die gedagte in my kop, heeltyd, en ek dink, hoe gaan ek uitvind? Ek lees die Bybel, dis, en ek dink, wow. Ek use technology. Kom ek Google. Google, what is the real gospel? En toe ek daai ding slaat, kom daar 'n Paul Wasser sermon op. The sermon that angered many. Like, youth message. Okay, kom ek kyk gou die ding. En ek luister na hy sermon, en dit het alles, dan na een sermon, né? Laat alles, it's almost like the stars aligned for me, as ek so kan sê. Dit alles wat ek weet, want onthou ek het die Bybel, ek lees die Bybel, maar ek lees dit met verkeerde framework. Ek lees dit met al die nonsens. En die sermon maak duidelik wat die evangelie is. En immediately toe ek daai hoor, weet ek vir 'n feit, almal die ander goed wat ek geken het, wat ek dink ek ken, is verkeerd. Faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves. A growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. I didn't come here to get amens. I didn't come here to be applauded. I'm talking about you. Het was so radikaal vir my, dat ek vat my kosbare boeke, ek brand hulle almal uit. In Kimberley, ek brand my boeke uit. Ek gooi my CD's, my DVD's, die goed is mos nie regie man. Het my gemislei. En ek luister die Paul as 'n sermon weer oor. En ek maak notes. En ek sien toe op die ding daar so some sermon audio. Ek gaan na die website toe. En daar's 'n klompie sermons op sermon audio. En ek soek Paul Wasser. En op daai oomblik het hy 178 to 175 sermons en hy gehad op daai ding. Ek download almal van die sermons. Ek het elkeen geluister van Paul Wasser. Want ek is honger, ek is dors, as vir my is dit totaal en al nuut. Ek het nog nooit sulke goed gehoor nie. Dit is totaal nuut, maar het is so clear. Ek kan skrif toe gaan, ek kan hom follow in die Bybel. Dit is nie iemand se philosophy of sy reasoning omtrent dit nie. Ek kan dit sien in die skrif. En ek is besig om Paul sermons te luister en notes te maak en dan mense in name en ek skryf name neer en dan research ek, wie is die? Spurgeon. Wat is die?
Die ou Spurgeon, ek typ in Spurgeon, Charles Spurgeon, boep, haas is Charles Spurgeon, haas 'n klomp van Charles Spurgeon, ek begin Charles Spurgeon te lees. Dan praat van Jonathan Edwards, ek begin Jonathan Edwards te lees. Hy sê sy favorite Puritan is John Flavel. Ek dink, wow, daar gaan seker my favorite Puritan ook moet wees, want nou wil ek het luister, ek wil nou weet wie John Flavel is, ek gaan John Flavel toe, ek kom by Watson, ek kom by almal die manne, en oor die next jaar, nee, ek weet nie hoeveel boeke ek geconsume het nie. Maar ek was in die Puritans. En het my hele lewe, nie net myne nie, my vrou se ook. Want ek deel alles met haar. Ek is mal nou, ek raak excited, ek is crazy. Ek maak DVD's en CD's, ek gee het vir my vriende. Ek gee vir almal. Kyk hier, lees dit, luister na dit. Ons is nou bedwaal hier. For all have sinned and come short of the glory of God, and you have no idea what that means. That we were born radically depraved and God-hating. That we would have never sought God, never come to God. We have rebelled against God, broken every law. It's not just an issue that you have sinned. The issue is you've never done anything but sin. The Bible says in the prophets that even our greatest works are like filthy rags before God. And because of that, you know what we deserve? The wrath of God. The holy hatred of God. You say, now wait a minute. God doesn't hate anybody. God is love. No, my friend, you need to understand something. Jesus Christ taught, the prophets taught, the apostles taught this, that apart from the grace of God revealed in Jesus Christ our Lord, the only thing left for you is the wrath, the fierce anger of God because of your rebellion and your sin.